Nou, goeiemôre. Hoe gaan dit? Great, dankie. So die onderwerp vir volgende is, wie is God? Ek hoor baie keer dat mense sê, wie is jy? Toe die Here hierdie woord in my vroeg in die ure laas week, ek het 'n gewoonte nou vir jare, ek het nie meer as 4 ure nodig om te slaap, so van 3 uur tot 4:30, 5 uur, spandeer ek tyd met God. Wonderlike tye. Ek vra vir hom, waaroor wil jy hê ek moet Sondag preek? En al wat ek voor my sien, is Genesis 1:1. In die begin, God het die hemel aarde geskape. It's all I saw. In the beginning, God created the heaven and the earth. Toe dink ek myself, gaan nie my nou die vermoë gee om die Bybel vers vir vers, weet jy hoe oud gaan ek word, voor ek by Psalms kom? So ek het 'n woord ontvang in my hart, en ek kan nie wag om met julle te deel. Wie is God? Daar's soveel teoloë, daar's soveel dogmatiek, daar's soveel opinies, om God te verklaar wie hy is, wat hy nie kan doen nie, wat hy kan doen. Maar ek gaan julle wys in die Bybel vandag, dat God verklaar homself vir wie hy is. God is nie onseker wie hy is nie. Hy is nie in 2 gedagtes wie hy is nie. Hy weet wie hy is. En omdat ons 'n God het dat weet wie hy is dit maklik om hom te vertrou. Maklik om te bid met 'n verwagting dat op God se tyd, op God se manier, hy sal ons antwoord. So kom ons begin. Wie is God? So in Afrikaans, in die begin God het die hemel aarde geskape, is 10 woorde. In Engels ook 10. Hebreëus ook 10. In the beginning God created the heavens and the earth. So ek gaan met julle oor 3 woorde na een sin gesels, as inleidend. As ons as Christene sal glo met ons hele hart dat alle skrif is deur God ingegee, dat die Heilige Gees oor manne geasem het wat die woord van God geskryf het. Was nie hulle gedagtes nie, was nie hulle opinies nie, hulle het absoluut geskryf wat die Heilige Gees in hulle uitgeasem het. Bybel sê in 2 Timoteus 3:16, alle skrif is ingegee deur God, deur die Heilige Gees wat dit uitgeasem het. So elke keer jy die Bybel oopmaak en jy lees dit hardop, hoor jy wat God vir jou sê, en geloof kom deur die gehoor en die gehoor van God se woord. Is opmerklik dat die eerste sin in die Bybel, jy weet, as 'n persoon 'n goeie boek gaan skryf, wêreldwyd aanklank vind, alles hang af van sy eerste openingswoorde. Want hoe jy begin is hoe jy gaan eindig. As hulle movies maak ook, hulle kom met op die set met hierdie ding wat hulle sê in die begin, en dan werk hulle dit uit. Ek wil vir jou sê dat as ek en jy, as kinders van die Here, Genesis 1:1 kan glo, is daar niks in die Bybel wat ons nie kan glo nie, wat ons niks kan vertrou nie, wat ons niks kan op die hart neem en sê, Here, u woord werk, u eer u woord. So daar's 10 woorde in die eerste vers van die Bybel. 10 in Hebreëus beteken volmaak. Wonderlik, né? Alles in die res van die Bybel is afkomstig van Genesis 1:1. In die begin. Daar was nie 'n begin nie. Ja, maar daar's nou evolusie. Daar was 'n Big Bang. Ek wil net weet wie die sneller getrek. Jy sien evolusie, elke keer op TV, hoor jy, dan kry hulle 'n nuwe sel, hulle kry 'n nuwe ding in die see van jelly en dit, hulle kry die sel en sê, alle mensdom kom van dit. En elke keer moet hulle die datum terugverwys, na biljoene jare. Maar God sê eenvoudig, in die begin,
Daar was 'n spesifieke oomblik dat God 'n besluit gemaak het. Hy het vir ewig in ewigheid gewoon. Daar was nie 'n begin nie. Hy het gesê, ek gaan nou begin. En toe ek met hom praat daaroor, sien ek 'n baie groot ronde oudtydse horlosie met 3 hande. Die grootste een, die langste een is 'n sekondaanwyser. Die tweede een is die minuutaanwyser. Die derde een is die uuraanwyser. Nou sê die Bybel, koop die tyd uit, want die wêreld is boos. Ons Engels het 'n gesegde, every second counts. Wanneer begin jou horlosie? Die moment jy gebore is. Daar begin jou tyd. Niemand het beheer oor hoeveel tyd. Die Bybel sê, daar's 'n tyd om gebore te word, en daar's 'n tyd om te sterwe. So in die begin. Nou, kom ons begin. Dit lê die grondslag vir ons Christelike geloof, om God se absolute soewereiniteit, sy ewige natuur en karakter, en sy skepende krag te verklaar. Sien, ek glo met my hele hart, dat die Ou en die Nuwe Testament, die 2 lippe van God. Het julle geweet dat alles in Genesis is verduidelik deur die res van die Bybel? Dis hoekom dit word genoem. Genesis beteken in die begin. God is die begin en die einde. Hy verklaar die einde voor die begin. Nou, dit dien as die fondament van ons geloof as Christene, kinders van die Here, en bevestig dat die heelal nie toevallig gebeur het nie. Dit maak die hele teorie van evolusie, wat 'n bespotting teen God is. There was a big bang. Wel, was hy. Nou, 1 Korintiërs 3 vers 11 sê, want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is nie. En dit is Jesus Christus, die Seun van God. Die Bybel sê, niemand anderste kan bou op die Here, as jy nie bou op die fondament van Jesus Christus, die fondasie. As jy nie fondasie het nie, jou huis gaan nie bly staan, as die vloed kom, en as die wind, en as wat ons laasweek gehad het. So ons bou ons hele lewe op die woord van God, en alles is in Genesis 1:1. In die begin God, sê gou God? Wil jy graag weet wat sy Hebreëse naam is? Hy het baie name in die Bybel, veral die Ou Testament. Elke naam is 'n weerspreking, of nie 'n weerspreking nie, identifiseer met hom, sy natuur en sy karakter. God het ongelooflike mooi name. Hy is Jehovah Tsidkenu. Nie 'n kanu nie, Tsidkenu. Hy is Jehovah Rafa, ek die Here jou God wat jou genees. Jehovah Shalom, ek is die God van vrede. En dan het hy baie ander name. Maar hierdie een is Elohim. Sê gou Elohim. Wat het julle net verklaar? Elohim is die enigste naam wat in die Bybel voorkom. Eerste, in die begin God. Elohim. Elohim in Hebreëse taal is die meervoudige woord. It's the noun, the complete noun, attached to an adjective. So dit is 'n naamwoord, nie 'n naamwoord nie. What's a noun in Afrikaans? Ja, daai woord. Sê dit 'n bietjie harder en help my. Byvoeglik, okay, there we go. Nou, connected to 'n werkwoord. Julle. Hoekom het die Here my ooit gevra om Afrikaners te bedien? Nou ja, goed. Elohim. Elohim is die meervoud van God. In die eerste naam van God. Sê dit daar, die drie enige eenheid. God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Wat God nie in een woord kan druk nie. Ek sê vir hom eendag, ek wil sê, hy is baie goed met die woord. Hy sê, ek is die woord. Toe voel ek soos 'n aap. Nou, die Bybel sê, die skepper, Elohim, die enigste God, the uncreated God,
created. So, in the beginning time, God, Elohim, Vader, Seun, Heilige Gees, created. Created in die Hebreëse taal is bara, B-A-R-A, wat beteken om te skep uit niks. Die Hebreëse woord vir dit is ex nihilo, om iets te roep wat nie bestaan, asof dit bestaan. Nou, ek is opgewonde. Voordat dat tyd was, voor tyd, voor ruimte, the uncreated creator created everything. So, wat ek hiervan hou, is dat Romeine 4:17, sien, die rest van die Bybel, eer Genesis 1:1, komplementeer dit word uitgebrei al die tyd. So Romeine 4:17 sê, en God wat die dinge beroep, wat nie bestaan, asof dit bestaan. Jy sien, 'n mens, 'n man, 'n wetenskaplike, ja, wetenskaplikes kan water skep in 'n laboratorium. Ja, want dit H2O. Maar hulle het nie H2O geskep nie, God het. No scientist can produce water if there's no H2O. Only God creates that. Jy sien, 'n mens kan bestaande materiaal vat en hulle kan dit bewerk. Hulle kan dit vorm in sekere goed. Hulle kan daarmee woeke, hulle kan strukture bou, maar geen mens of geen wetenskaplike kan enigiets uit niks bring nie. Dis nie moontlik nie. Maar God kan. Nou soveel keer hoor ek van mense, daar's niks meer in my lewe oor nie. Jy's so 'n goeie kandidaat. Want God roep die dinge wat nie bestaan, asof bestaan. So as jy niks het, is jy 'n goeie kandidaat, dat God jou propvol van onsself kan maak. Propvol lewe, propvol vooruitsiening, propvol hoop, propvol, come on, dis genoeg van 'n prop. Mense kan verander, mense kan rangskik, mense kan alles doen met bestaande goed. Slegs God kan doen wat hy gedoen het in vers 2, Genesis 1:2. En die aarde was woes en leeg en chaoties, en duisternis het geheers. Wat het God gedoen? Hy het eenvoudig gespreek, laat daar lig wees. Hoe het God verder gespreek? Hy sê vir die aarde. Hy sê, aarde, bring voort grasse, bome, bosse, kruie. Daar was nie 'n boer wat saai gehad het van die koöperasie en dit gaan saai het en wag vir 'n paar dae, dan kom dit op. God se woord is sy saad. Hy sê vir die hele wêreld, eenmalig, aarde bring voort. Yesterday, what a video. Kom maar die goedheid. Ja, maar is nie moontlik nie. Niks is by God onmoontlik nie. Die krag van die soewereine God is uniek. Jy kan dit as niks maak nie. God sê vir die water. Nie omdat daar een sel is waar daar gaan en dan oor 'n biljoen jaar word dit 'n octopus. Terloops, the octopus is one of the cleverest things in the ocean. So hy sê vir die water, I just love this. Van die oseane van die hele wêreld. 3/4 van die wêreldsoseaan. Hy sê, water, bring voort visse. Allerlei vorms, groot. En 'n walvis vir Jona, wat later gaan hom insluk. Something fishy about the story, eh? Eendag sê van die ander dag, God lieg, die Bybel wat jy het, lieg, die Bybel wat jy vertrou, lieg. Ek dien God van ek 18 jaar oud is met my hele hart. Hy is my held. Hy is my beste vriend. Hy is my pa. En hy sê vir my, Gary, God lieg, want geen groot vis, 'n walvis,
wat met hy mond soveel honderde liters inge, met visse alles. En vir 3 dae, hy's in die buik van die vis, hoe het hy asem gehaal? Ek wou gesê, dis sy naaltjie, maar het nie goed geklink nie. Jy sien, as jy stupid vraag kry, dan kry jy stupid antwoord. As die Bybel sê, Jona was in die walvis vir 3 dae, glo ek het. As die Bybel sou gesê het, Jona het die walvis ingesluk, sou ek het moeilik geglo het. Hoekom? Want in die walvis is daar ruimte vir 'n man, al is hy nou oorgewig. Die woord van God is nie net geestelik nie, dit is die ware Jakob. Prakties uitvoerbaar. Dis so. Nou, luister gou hier. Jesaja 44:24. Party van julle hopelik gaan huil. Ek het gehuil. Mense, ek lê op my bed as ek met God praat en hy begin hierdie goed in my gedagtes bring. Ek lê daar, ek huil, my ore oorstroom van trane. Sonder snikkery, net woorde. Mense kan huil as hulle seer kry, of hulle verlies het, of mense kan huil van uitbundige vreugde. En trane is gebede in vloeibare vorm en vat geen bedrag nie. By ons sê, Jesus was gehoor by vir sy Vader vir 2 redes, sy goddelike vrees en sy baie trane. Het is goed om voor die Skepper te huil. Het is baie goed. Mooi. Alright, hier begin ons. As julle van hierdie goed wil hande klap of vir die Here eer gee, God is my held, ek hou daarvan oor om to boast. I love boasting about God. Boasting beteken jy praat groot oor iemand. Isaiah 44:24. Ek is die Here. Nou hoor my, God het nie nodig dat mense moet probeer uitwerk en 'n stelling maak wie God is. Maar daar is soveel opinies en soveel waarnemings van wie God is. In die begin het God die hemel en aarde geskep. Daai konsep is fantasties. Ek is die Here wat alles geskep het. Ek alleen. Hy het nie handlangers gehad nie. Hy het nie adviseurs gehad nie. Hy het nie ouens wat tekenaars was nie. Hy het niks van dit gehad nie. Hy is alwetend, almagtig, alsienend. Daar's niks wat ons God nie kan doen nie. Nou, die stem van autoriteit. Hierdie het my so geseën. I'll first say it in English. God didn't have to struggle or wrestle to bring the universe into existence. In Afrikaans, God het nie nodig gehad om te worstel of om te stoei, om die heelal in stand te bring. Hy het net eenvoudig sy mond oopgemaak en sê, laat daar wees. That's amazing. That is amazing. Die enigste ding in die hele skepping wat God nie deur sy mond gemaak was, is jy en ek. Dit is die eerste keer hy sy hande, as ek dit so mag gebruik, hy het sy hande vuil gemaak om in die klei te gaan en hy vorm 'n man, Eva, in God se vorm. I know, dit was 'n glipsie, maar dankie vir die korreksie. That's pure poetry. Dankie. Wie het ek gesê? Johan? Ja, maak nie saak, julle het klaar vergeet. Ons gaan terug na die skrif toe. God het sy hande vuil gemaak en 'n man gemaak vir die naam van Adam. In ander woorde, oor elke faset van elke orgaan, elke knie, elke spier, het God die vingerafdrukke op hom gesit. Nou die duiwel wil al die vingerafdrukke van God se goedheid van ons weg hê en hy wil sy vingerdrukke op ons sit. Maar die duiwel kan nie God se vingerdrukke van enigiets waarop hy dit sit uitvee nie. It's impossible. It's mooi, né? Yesterday. Nou sê die Bybel hier, die stem van autoriteit.
Die spreuke, die eenvoudige woord wat God uit sy mond gespreek het, dra genoeg gewig om realiteit vir ewig te kan verander. Een woord van God is genoeg. Sien jy voor, staan jy voor 'n situasie in jou lewe, wat heeltemal chaoties is, leeg, en jy voel dit nag met jou. Ek hou daarvan om na die Afrikaanse taal te luister hoe hulle om braaivleis te braai. Dit is helder oordag. En die boer sê, Gary, dit is nag vir my. Ek sien die son, ek sien alles, maar hy sien niks, hy is so blind soos 'n mol. Maar dan, ander dag bel 'n ou my en sê, Gary, ek word wakker 2 uur. Dis pikdonker man, pikdonker, daar is sulke donderstorms, en hy sê, ewe skielik, te sien ek die lig, tog ek, hele boere, nee. As dit lig is dit nag. As dit nag is, sien jy die lig. I mean, what a nation. Is dit nie hoe julle praat nie? Natuurlijk. Maar die Bybel sê, in Psalm 36 vers 9, in u lig sien ons lig. Die Bybel sê, ons is lig. Die Bybel sê, sy woord is 'n lig aan ons voete en 'n lamp op ons pad. Wat beteken dit? Sy woord is 'n lig aan ons voete, beteken vir elke stap in die lewe, in die situasies, in die besluit wat jy maak. Hy lig elke trap vir jou. Maar hy is ook 'n lamp vir jou vooruitgaan, vir môre, oormôre en oormôre. It's beautiful. Nou, luister gou hierso. Wanneer jou lewe chaoties soos die aarde was, leeg en duisternis, God sê, skep moed. Dieselfde God wat lig in die donkerte ingespreek het, spesialiseer daarin om lewe uit niks voor te bring in jou lewe. Oh, ek het 'n leemte. Hy stuur sy woord om het te vul. Oh, dis nag. Hy stuur sy woord wat die lig is. Oh, dis chaos. Chaos in my besigheid, chaos in my familie. Laat God met jou praat. Uit die chaos, bring hy orde. Die Bybel sê ons het nie, want ons vra nie. So wanneer jy leeg is, vra hom. Hy het gesê, ek het gekom, dat jy lewe mag hê en lewe in oorvloed. Nie druppel, lewe in oorvloed. Goed. Regte van eienskap, dit het my geseën. Die feit dat God alles geskape het, outomaties, hy is die eienaar en alles wat hy geskep het, behoort aan hom. Hy het die patent. Julle. As julle so nou soos 'n spons dat julle nie kan saampraat, dat julle so oorweldig is. Think of it, folks, think of it. Omdat God alles geskep het, behoort alles aan hom. Sê vir ou langs jou, jy behoort aan God, al is jy nog geen Christen nie. Jy behoort aan God, hy het jou gemaak. Is dit nie 'n goeie ding, is dit nie 'n wonderlike ding? Elke boom wat hy gemaak het, behoort aan hom. Engelsman gee my 'n vers, ek is so bly, julle vra my. Voel vra my te vra. Psalm 24:1, die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en die wat daar woon, dit sluit alle skepping en elke mens. Dis God wat praat. Alles behoort aan die Here, want hy het die fondamente daarvan in die see gelê en dit stewig gevestig in die waters. Handelinge 17:24. Hy is die God wat die wêreld met alles daarin gemaak het. Hy is die Here van hemel en aarde. Terloops, hierdie woord in die Bybel, daar's die Hebreëse woord vir dit, merism. M-E-R-I-S-M. Beteken die teenoorgestelde van alles. Reg in die Bybel, in die begin, God die hemel en die aarde. Twee heeltemal. My maak sin op al twee. Hy sê ek is die eerste en die laaste. Bo onder. Do you understand? God often takes the opposites and brings the most beautiful beauty out of it. Ag, julle.
Nou kyk hy so. Handelinge 17:24. En die Here het die wêreld gemaak, alles wat gemaak. Hy is die Here wat hemel en aarde gemaak het. Daarom woon hy nie in tempels wat met mense se hande gebou het nie. Ons het 'n crazy statement in Afrikaans. In Engels ook. Julle het by ons geleer. We go to a church, we say we go to the house of God. Hy het nou net gesê, waaragtig, hy bly nie daar nie. So jy gaan, hy is nie daar nie. I mean, it's a crazy place to be. Hy is in Afrikaans. God woon nie in tempels wat met mense se hande gebou het nie. Waar woon hy dan? Hy woon in die hemel en hy woon in die hart van die nederigs van gees en die wat hom innooi. Het jy geweet dat God woon op aarde? Waar woon hy? Die Bybel sê, besef jy nie. In klein Afrika, het jy nog nie agtergekom nie. In Afrikaans, het jy nog nie die punt gekry nie. Wanneer gaan jy wakker word? Ek's uit hierdie ome. Die Bybel sê, besef jy nie, dat jou liggaam, jou chassis, as 'n kind van God, is die tempel van God, in wie hy woon, deur die Heilige Gees. So mense, jy rond die straat, Here, waar is jy? Hy sê, vet weet. Ek is nader aan jou as jou hartklop. Ek is nader aan jou as jou vrese. Ek is nader aan jou as jou probleem. Are you understanding me, folks? Jy is nooit ver van God nie, en God is nie ver van jou nie. Hy leef in jou. Bless God, man. Come on, come on. Oh, ek sien nie kans vir nou nie. Ek gee op. My lewe is in flardes. It's amazing what God can do when He picks up the pieces you threw away and makes a masterpiece of you again. He's just a specialist in what He does. Ek is so trots op hom. God het nie die wêreld toevallig geskep nie, maar doelbewus. Jou skepper bly die een wat jou lewe in stand hou. Think of it. My lewe val uit mekaar uit. Die Here jou God in jou sal jou lewe in stand hou. Want die woord van God is die boublokke van jou lewe. Het jy geweet wat die Engelse woord is vir for word? Thanks, love. Wil jy graag die Hebreëse woord vir woord hê? Lego. Julle vang het nie. Wie van julle het 'n boks Lego gekoop? As jy die instruksies onmiddellik weggooi, wat gaan jy maak? Nou onderste bo, nonsens. It says, step 1, nou wys jy die blokkie, dit wys jy die blokkie. Nee? As jy skiel is, help, iemand moet jou help. Everything that you buy today, that you have to assemble, comes with instructions and it shows you this first, this connects. Dit is orde. Orde. En God kan dit vir jou gee. He's just a brilliant, brilliant God. Goed. Nou, hy sê, ek sal jou nooit verlaat of begewe nie. En nou, hy besoek jou nie nou en dan nie, hy kom om te bly. Die fondasie van alles. Luister gou hierso. Die Bybel het nie begin om God te bewys wie hy is nie. Die Bybel het nie begin as 'n filosofiese argument. Want as jy en jou man of jy en jou vriend altyd wil argument wen, verloor jy jou vriendskap. Die Bybel was geskryf sodat elke Sondag God kan vind. Hoekom? Want God se wil is dat niemand moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering. God is op jou spoor voordat jy hom volg. Die Heilige Gees kom en hy oortuig jou van sonde. Hoor my, hy verdoem jou nie van jou sonde, hy oortuig jou. Oortuiging is nie 'n kla nie, dit is 'n wonderlike voorlope van genade. The Holy Spirit convicts you, He never condemns. We don't have a God who condemns. Maar ons doen dit aan onsself. Ons maak en breek soos ons aangaan, soos ons wil. Breek ander ouens se lewens af. Nou sê die Bybel hierso. Die Bybel was hoofsaaklik geskryf sodat 'n man en 'n vrou wat tot bekering gekom het, kan in hierdie 66 boeke in die Bybel, dat jy 'n verhouding, 'n intieme verhouding met die skepper van die heelal
kan geniet. En hierdie skepper mag jy Abba Vader noem. Hy is jou Vader. En hy is 'n goeie, hy vat nie nonsens nie. Maar hy is a very good Father. Baie regverdig. En as God, is nou hier op, maar as God, vir jou 'n onverwagte seën gee, en jy het nie daarvoor gebid nie, just think, it's just a slight hug to encourage in you, he's there. Ach. Wie hou van hugs? Ek vra die ene dag, yes, no, if I could just come to heaven, I'd like to hug you. He said, son, hug yourself. Toch ek, dis nie so intelligent nie. As my vrou my hug, it's fireworks. If I hug myself, dis is die cracker wat jy, niks meer nie. Nee, 'n chookie, nee. So, ek voel soos 'n poppel. Ek staan voor die spieël en ek hug myself. He says, thanks for hugging me. And I thought, I don't have to go to heaven. He says, no, I live inside of you. God, waar is jy? Just hug yourself. You've just hugged him. He's so close. God is so ver van my. Jy praat twak. Jy's onnosel. Dit is nie 'n vloekwoord nie, nee. Nee. Maar ek party van julle gesigte is, wow, wat het ek nou net gesê? Langehoeven en nou in sy graf gedraai. Eendag sê 'n Afrikaanse predikant vir my, Engelsman, jy gaan nie weer by hierdie kerk kom preek nie, want jy mos die hele Afrikaanse taal op. Eintlik het die woorde uit sy mond gewoon, jy verkrag ons taal. In 'n Pinksterreeks. Ek sê, is dit ek merk, waar, selfs 'n verkrachting bring voort 'n kind. Ag, julle vang dit nie. Vang dit nie, julle moet dink. So let's carry on before we do. Voordat daar molekuul was, voordat daar sterre was, God is. Daar was nooit 'n tyd dat God was nie. Die Bybel sê Jesus is dieselfde gister, vandag en ewigheid. God woon nie in tyd nie, hy woon in ewigheid. Maar kyk wat sê die Bybel nou. En dit gaan mooi wees. As jy die woord van God aanvaar in Genesis 1:1, is dit baie maklik om die res van die Bybel te verstaan. Maar as jy nie Genesis 1:1 wil aangryp en glo dat dit is wat God sê oor homself, dan is alles in die Bybel vir jou moontlik. Ja, my Engelsman, hoe kan ek aan iemand verduidelik dat God het net gepraat en wat al die goed gebeur? Eenvoudig, Hebreërs 11 vers 3. Deur die geloof glo ons dat God die hemel en aarde geskape het. Jou geloof maak jou verstand wakker om saam met God te stem wat hy gesê het. Are you understand? By faith you understand. But you have to have faith first. Dan kom wysheid, dan kom verstand, dan kom logika. Ek het nog 2 ure nodig. Kom ons gaan hierso. Die realiteit van bestaan, voordat enigiets bestaan, God is. Psalm 19 vers 1, die hemel verkondig die heerlikheid van God, en die uitspandel getuig die werk van sy hande. That's it, dis wat die Bybel sê. Wie het al gekyk in die donker en jy sien die melkweg en jy sien dit? Jy kan nie twyfel, daai ster is daar, jy miskien wil jy glo dat God daar, en die Bybel sê, hy het elke ster met sy vingerpunte. Weet jy hoe groot moet sy vingers wees? Hy het elke ster in sy posisie geplaas, en elke ster 'n naam gegee. It's amazing! Ek sê vir hom hierdie dag, you're very good with words. He says, I am the word. Toe voel ek 'n aap, man. God se woordeskat is ongelooflik, want hy is die woord, is ewig. Ja, die begin. Daar was 'n spesifieke tyd dat God bestem dit te doen. Wie is die bron? God self. God woon buite tyd. Hy bestaan van ewigheid tot alle ewigheid. Psalm 90 vers 2, voordat die berge gebore is en U die wêreld voortgebring het ewigheid, van ewigheid tot ewigheid, God is daar. Nou sê 1 Konings 8 vers 27, Salomo bou 'n tempel vir God. Alles is voorberei, die offers kom, die wierook gaan op, alles. En die Bybel sê vir hom,
Hy bid en hy sê, Salomo se woorde self is dit. Salomo sê, sou God werklik op die aarde woon, die hemel self, die hoogstes van die hemele, kan u nie bevat nie. Hoe kan hierdie tempel wat ek verbou het? Dit wys dat die Skepper oneindig grootte is. En om te dink, hierdie God pas in ons gees soos 'n hand in 'n handskoen. Nou wil ek graag vir jou sê, moet gou dit kry. Wat God oor homself sê. Nie oor wie is God, wat God oor homself sê. Julle mag vir God applaus gee as julle wil. Jesaja 45, 21 en 22. Dis God wat praat. Daar is buiten my geen ander gode nie. Net ek is God, wat regverdig is en jou verlosser is. Kom na my toe, dat julle kan gered word. Almal op die aarde, want ek is God, daar's geen ander God. Die Bybel sê, God het die heelal deursoek, om te vind of daar 'n gelyke aan hom is, maar daar is nie. Daar is nie. God alleen is God. I love it. Al die dinge. Het jy geweet, Indië, toevallig, het 1 miljoen afgode? As jy dysleksie het, is nag vir jou. As jy nie kan tel nie, is dit nag vir jou. En al hierdie gode, moet hulle nog al die kos voorgee. Raai wie eet dit? Die ape. Wie is jou God? Daar sit hy. Maar hy kan nie beweeg nie. Sy oor is nie oop nie. Sy oor is, do you understand? It's crazy. God became flesh in his son. He walked on earth like me and you. En die Bybel sê, en in Jesus het die volheid van die Godheid bewoon. Die Vader en Seun en Heilige Gees is in Jesus. Ooh, Lord Jesus. Amazing what God can put in a small package, eh? Luister gou so. Jesaja 48 vers 13. Ek alleen is God, die eerste en die laaste. Dit was my hand wat die aarde se fondament gelê het. Net sy hand. Nie hele boukonstrukteur van mense nie. Met my regte hand, net een hand, met my regte hand, het ek die hemelkoepele gespan. Ek het beveel en alles het tot stand gekom. As hy die heelal, wat nog steeds uitbrei, as hy dit met een hand, met sy handspan, dit beteken van hierdie duim tot daar, is hoe God die ewigheid meet. En ons wonder hoekom ons nie ons lewe in sy hand kan gee nie. Ons wonder hoekom ons nie ons mislukte besigheid in sy hand kan sit nie. Ek het God so geadmireer en baie gehuil en gesê, wow, what a God. Ek sê vir hom, Here, van ek die dien ek agting is, kom ek nou agter, ek weet glad nie wie is nie. He said, read the word, get to know me. My word reveals who I am. Get to know me. 'n man kyk na 'n meisie, sê ek, sal jy saam met my gaan? Ek hou van jou. Kan ons gaan fliek? Later aan wil hy meer van haar weet, later aan trou. It takes a lifetime to get to know someone. Hoekom? Want jy ken nie jouself nie. As jy nie jouself ken nie, hoe gaan jy ander mense kennis maak? But God, who's all-knowing, all-seeing, all-powerful, He's the most funful person. In His presence, only joy all the time. Yes, it's brilliant. Jesaja 45 vers 12. Ek het die aarde gemaak, die mense ek het die aarde gemaak, en die mense geskep om daarop te leef. Met my eie 2 hande het ek die hemel uitgestrek. Al die miljoene sterre staan by my bevel. Woe! Alle sterre staan, bestaan, deur my bevel. Man! Geen van ons kan sing, my God is so sterk en so magtig, as niks wat my God nie kan doen. That's what I remember of the NG Church. Jesaja 40 vers 12. Wie anderste het die oseane in sy hand gehou? Wie van julle het hierdie boeresport gehad, dat jy moet hardloop met water en iets, of dit, of 'n eie, en dan val hy uit, né?
God vat 3/4 van die wêreld is water. Hy vat dit in die palm van sy hart en hy hardloop teen die spoed van lig, want daar is lig en hy los nie 'n druppel nie. In ander woorde, jou lewe kom in balans wanneer jy jou lewe in sy hand plaas. Jou besigheid kom in balans wanneer jy dit, jou toekoms kom in balans as jy dit in die hand sit. Do you understand? Come on. Omstandighede pootjie jou, die duiwel pootjie jou. But if God carries you in his hand, you can move at the speed of light. Praise God. Ek is opgewonde, ek bestel hierdie bandjie self. Wie het die grond van die aarde met 'n maatemmer gemeet? Weet jy hoe groot moes daai deksel se maatemmer gewees het? God says, I can weigh all the mountains and all the earth in een maatemmer. Ons het hier by 0. What God can use to contain what we cannot even think of. It's amazing. En die berge, en die hemels, en 'n skaalweeg. Hy het die sterre geskep. Psalm 147 vers 4 en 5. Hy besluit oor die getal van die sterre en gee elkeen 'n naam. Het jy al gekyk na NASA, die name wat dit gee? XY2 2221.2. It's ongelooflik. Elkeen is not even a name. Daar's net 'n paar. Daar's nie hulle uit name gehad. Hoekom hulle woordeskat het uitgehardloop? Dis hoekom. God se woordeskat hardloop nooit uit nie. Hy het die sterre geskep. Hy het besluit oor die getal van die sterre en gee elkeen 'n naam gegee. Ons God is groot en magtig. Hoor my. God is sonder grense. Maar hy bepaal grense vir jou veiligheid met stupid gedagtes. As kinders nie grense het nie, maak hulle lewe vir hulle self en hulle ouers baie moeilik. Grense is om nie jou te beperk nie. Dis te weerhou dat die duiwel nie in die grense kan kom en jy maak stupid besluite nie. Do you understand? God sets standards. Why? To protect you. To honor you. Okay? Psalm 8 vers 3. Wanneer jy opkyk na die naghemel, wie het al dit gedoen? Wat sien jy? Die Melkweg. Oh, here we go. Wanneer jy opkyk na die Vaal in Sunderland, daar sien jy sommer baie meer as die Melkweg. Jy sien die heelal. Wanneer ek opkyk na die hemel, David skryf dit, en ek sien die werke van die vingers, daar sê, God het elke ster net met sy vingers. He's got a grip, He's got a grip. Hoeveel keer sê ons Engels, I've lost my grip on life, I've lost my grip on enthusiasm, I've lost my grip on the fear, I've lost my grip. Man, laat God raakvat, hy kan raakvat. Julle het al die regte woorde. Dis nie vervat nie, dis sommer nie vervat nie. Jy moet raakvat, né? Daar is meer as 3 kwintiljoen sterre. Geklink of ek nou in tale gepraat het nou. Hoe lyk dit op syfers? 10 tot die mag 18. 10 tot die mag 18 beteken 1 en 18 nulle daarna. Daar is ongeveer 2 triljoen sterrestelsels. En hy het elke liewe een gespreek. Hulle beveel, sy vingers daar en waar hulle gesit het, is hulle nog steeds. Jesus, I love you. Goed, amper klaar. Ons Melkweg bevat tussen 100 miljard en 400 miljard sterre. Hy is ook ons skepper. That bless me. Hy is my skepper. Hy is ons skepper. In ander woorde, waar daar gaas en leemte en dit is, hy kan 'n skep, gee hom net die geleentheid. Vra hom. Hy is ook ons skep. Psalm 139, 13 of 14. David skryf en hy sê, U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof en want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Ook geskep. Net nie, jy is geskep. Jy het nie toevallig nie. Nee. Geen baba het besluit hoe om gebore te word nie. Geen baba. Ek wil U loof, want U is wonderbaarlik, het U my geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Hierdie preek se begeerte in my hart
is dat julle sal in 'n verwondering na God toe gaan. Vir wie is? Want hoe groter God is, hoe klein is jou probleme. Hoe sterker God is, hoe swakker is die duiwel. Are you understanding me? Hierdie twak is, die duiwel is sterk. Dis dat twak, man. Daar bestaan nie sulke goed nie. Kyk hierso, geen een van my bene was vir u verborge, toe ek gevorm is, maar waar niemand dit kon sien nie. En nou, God het oë op jou gehou, voordat niemand jou maat jou nie gesien nie, jou pa het jou nie gesien nie. Dis net die sperm by die eiersel kom in die fallopian tube, waar daar vrugtigheid, en dan gaan pas hy homself in die baarmoeder. It's amazing. A short distance. Hoekom? Daar is genoeg spasie in die fallopian tube. Ag, julle los het. Kan jy glo, ek wou 'n dokter geword het. Maar as ek bloed sien, pas ek uit, so ek sou nooit so opereer nie. Almal sou dood gegaan het met een sny van my. Ai, julle, sal rather become 'n predikant. It's safer vir die mense, maar wel, ek dink so. Luister gou. Genesis 1:3 en God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. 2 Korintiërs 4:4 God van die wêreld, die duiwel, het jou verblind. 2 Korintiërs 4:6 en God het in die duisternis van die sondaar lig laat skyn, sodat hy die evangelie van God mag verstaan. Dan kry jy hierso, hy het dit alles gedoen, né? Nou kom ons na hierdie stelling. As God al dit kan doen, wat? Om die heelal met een hand, so 2 hande uit te sit, om die Rooi See uit mekaar uit te skei, en die water staan soos mure. God het die wet ingestel van swaartekrag. As jy appel gooi, hy gaan val. As jy spoeg, hy val. Verstaan jy? Maar wanneer God wat die wette gemaak het, die Bybel sê 2 mooi verse, God kan doen net wat hy wil. Want hy is nie aanspreeklik vir iemand nie. Die Bybel sê, God werk en wie kan hom keer? So hy het die swaartekrag wet, maar toe hy sy volk na 400 jaar se ballingskap en slawerny wou na die belofte land toe stuur, toe maak hy die Rooi See oop en daai goed staan daar. En 2 miljoen mense. En swaartekrag het God nie teëgewerk nie, want hy is afhanklik van God. En geen watermolekuule kan so bly soos 'n muur nie, maar as God dit spreek, sy woord hou dit daar. Wat wil jy nog deurloop? Wat jy vrees om deur te loop? Dit gaan op my intuimel. Ask God, He will make those things stand straight up. You can go through into the promised land and get a second chance in life. Nee, prys die Here. Hou op na die mure, ja. Weet jy wat 'n sport, die vis, maar jy moes net God gedank het, a swordfish didn't come through. Was dit? No. 'n swordfish, jy gesien, he? Hy het 'n bek wat so, dit is 'n saag. Jy wou nie gehad nie, bring nie so 'n kappie. Verstaan? Nee, daai dinge. Ag, Here, waar is julle hemel? As God dit kon doen, dat hy die heelal, al die sterre, as God dit kon doen, as God die Rooi See kon teen swaartekrag omgeword, en toe almal dit is, toe kom al die honderde duisende weermag van Israel, en God sê vir swaartekrag, vat oor. Hy doen wat hy wil. Hy werk en niemand kan hom keer nie. Josua 10, ek wil gou vir julle lees. Hy het ook die son en die maan laat stilstaan vir 'n dag. Ek wil glo dit nie. Wel, kom ek lees gou Josua 10:13-14. Die dag toe die Here die Amoriete in die mag van die Israeliete gegee het Josua die Here hulp gevra. All you gotta do is ask God for help. Die kortste gebed wat nie ongeloof het nie, wat die twak nie, sê net help. As jy te lank bid, jy bid jouself in 'n situasie wat God nie eens verstaan nie. Moenie jy mekaar bid, jy sê net Here help. Dis die enigste gebed wat die gouste by hom uitkom. En Josua gaan hulp vra. Ten aanhore van Israel het hy gesê, son staan stil. Maan staan stil. Die son het stil gestaan. Die maan het nie geroer nie, totdat Israel se vyand verslaan is. Dit staan so geskrywe in die boek.
Die son het halfpad in die hemel bly staan. Ek het nie geweet die son het brieke nie. Ons het geen idee dat God 'n briek kan op die son sit vir 'n hele dag om sy volk oorwinning te gee. Wat veg jou? Jou eie onkunde? Jou eie sonde? Jou eie insekuriteite? Jou vrese, jou siekte, jou werkloosheid? Wat veg jou? Die duiwel gaan roos 'n brullende leeu. Wie kan hy verslind? God can make that stand still for you. Die hele son het 'n dag nie afgegaan nie. Die Bybel sê, byna 'n volle dag was hy nie hastig om onder te gaan. Ja, ek like dit. Wie vat foto's van die son? Daar, hy is weg. Ja. 'n hele dag, so 'n dag was daar nie voorheen en daarna sal nie weer dat God na 'n man geluister het en die Here het vir Israel oorgegee. Die Bybel sê, en dit is wat die wêreld oorwin. Maak nie saak wat jou situasie in die wêreld. Dit is wat die wêreld oorwin, naamlik jou geloof in Christus Jesus, die Seun van God. As God die maan laat staan het, die son laat staan het, die water opgehou het en die heelal gemaak het, hier is my slotsin. As God dit gedoen het, dit wys dan dat geen probleem of situasie vir God te groot is wat hy nie kan hanteer in jou lewe nie. Put up the clip please. Ek wil julle wys wat nou medies gefotografd. Niemand kamers buite de binne in wanneer die eie en die saad by mekaar kom. Now remember, God said into creation, light, He sends light into a sinner's life. And this is the point of life when a sperm hits a egg cell. Wetenskaplik bewys. Hier kom die sperm, ops, daar slaat hy light. Voor jy die lig gesien het God lig in jou gees kom sit. What a God. What a God. What a God. What a God. Dankie, ek is 10 minute oor my tyd. Ek vra om verskoning. Did you learn something? Wie is God? Onbeskryflik groot. Maar hy is beskikbaar. En hy wil graag hê jy moet. See, when God said in the beginning, this is what He told me to tell you. When He told me, Gary, in the beginning, I would like everybody, before they wake up to worry, before they wake up, they don't seem to want to go, hulle kan nie werk hier, hulle sê, before you start each day with God. Let God be the beginning of your day. 1 minute. In daai minuut, sê vir hom, dankie dat U oor my gewaak het, terwyl ek geslaap het, want as jy slaap, inbrakers kom, die duisternis in die aand is die grootste aanval vir die bose. But God says, jy sal jou kop neerlê en jy sal soet slaap, want die Here jou God slaap en slyme nie, hou wag vir jou. So when you wake up, thank Him for a good night's sleep. Thank Him that He protected you and start the day with Him. En soos jy aangaan, sal die son in jou lewe oor die berg hoor. Are you with me? Enigeen wat gebed wil hê, om te sê, ek het nodig vir kreatiewe werk in my lewe, ek het nodig dat God weer in my kom skep. Come forward, we'll pray. Baie dankie dat julle ons finansiëel ondersteun. Die Here seën julle. Bless you. Bye bye.